toe ek gebid en voorberei het vir vanoggend, het ek so beleef dat die Here sê, I want to shift my people into the next gear. Daar's 'n volgende rad. En is asof die Here vanoggend vra, is jy reg vir die volgende rad? Die van julle wat al ooit in jou lewe fiets gery het, en ek praat nou nie van daai een toe jy 5 was, waar daar nie ratte was nie, nee, toe jy 'n fiets gekry het met ratte, was dit ewe skielik amazing, want jy kan vinniger gaan. En dan wanneer jy voel jou bene kan nie meer byhou nie, dan klik jy daai ding en hy gaan na 'n volgende rad toe, maar dan is dit ewe skielik hard om te trap. Dis ewe skielik weer moeilik en dis effort en so, en dan voordat jy jouself weer kry, dan kom jy agter, jy doen nou dieselfde effort as wat jy nou gedoen het, maar op 'n hoër spoed. Het julle nog nooit fiets gery nie? Ja, amen. En dis wat ek beleef, die Here wil kom doen vanoggend, en hy kom vra, as jy reg vir die volgende rad, daar's meer spoed, daar's meer in ons, maar saam met dit, is jy reg vir die ongemak. Is jy reg vir dit wat saam met die volgende rad kom, daai effort wat jy gaan moet insit, om weer tot by daai volgende plein in te kom. Het jy al ooit gevoel, God gebruik net ander mense? Het jy al ooit gevoel, en gedink dat jy weet, ons weet, ons lewens is nie altyd op die standaard waar ons graag wil hê dit moet wees nie. En ons dink, God gebruik net daai perfekte mense. Wie het al ooit so gevoel? Soos die Here gebruik daai mense, want kyk hoe mooi lyk hulle lewens, kyk hoe pragtig is dit, en dan trek jy die kontras deur na jou eie lewe toe en jy sê, my lewe is te de mekaar, my lewe is te besig, my lewe is miskien te vuil en onbelangrik, is dalk beter as God daai perfekte mense gebruik. Het jy al ooit jouself gemeet aan ander mense en net gesê, soos Here, ek wens U kan my gebruik soos wat U daai mense gebruik. As U my net eendag kan gebruik soos vir Koos, want Here, U gebruik vir Koos, ons kan dit sien, daar's vrug op sy lewe, ons like dit, Here, maar as U my net eendag kan gebruik soos dit, maar dan voel jy voel dalk net nie goed genoeg nie, jy voel dalk net, I'm not there. Maar jy's 'n instrument in sy hand, en God wil jou gebruik. Jy's 'n instrument in God se hand, en God wil jou gebruik, en God het 'n doel met jou, en jy is deel daarvan. Amen. So die vraag is dan, hoe groot is jou instrument? Is jou instrument bus fuel size? Of, is jy maar net 'n ou fueltjie? Jy weet, is jy 'n klein instrumentjie? Soos, dalk voel jy mondvletjie, jy weet, dis net so klein. Of miskien is jy daarom al gitaar size, soos dis average, maar is nou nie spesiaal nie. Jy weet, al die gitaarspelers, ek het julle nou gedis, maar jy weet, hulle, dis so algemeen, dis is oralster, elke band het 'n gitaar, jy weet, dis maar net so. Want ons weet mos hoe dit werk. Hoe groter die instrument, hoe meer eer kry die Here daar uit. Amen? Nee, liewe hemel, julle kan nie almal sê vir sulke gemors nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit gaan nie oor die grootte van die instrument nie. Die doel van hierdie instrument is nie hoe groot en hoe mooi hy is nie. Dis nie die doel van hierdie instrument nie. Ek het 'n quote gelees wat sê, comparison is the thief of joy. Wanneer ons begin vergelyk, wanneer ons die verkeerde vrae vra en ons wil net weet, hoe groot is ek nou? Hoe ver het ek om te gaan? Dan begin ons lewens meet en ons begin sukkel, want ons karring op die verkeerde ding, ons fokus op die instrument, maar nie oor dit wat die instrument voor gemaak is nie. Ons fight oor die verkeerde staf. Comparison maak dat ons onsself diskwalifiseer en sê, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nie hierdie geleenthede gebruik wat die Here vir my gee nie. Maar eintlik gaan dit nie oor hoe mooi ek is nie, dit gaan nie oor hoeveel ek sukkel, dit gaan nie oor waar ek in my lewe op die oomblik is nie, dit gaan eintlik oor, is ek bereid om die function, die doel van hierdie instrument uit te leef? Is ek gehoorsaam aan sy stem, aan sy woord? So waaroor gaan hierdie ding dan nou eintlik? Jesaja 54 vers 8 sê vir ons dat hy is die pottebakker en ons is die klei.
Dit beteken hy's besig om ons te vorm. Hy het hierdie instrument, hy het vir my en jou het hy geshape. Hy sit ons aan mekaar en hy druk bietjie hier en hy karring bietjie daar en hy maak ons mooi. Maar weer eens, dit gaan nie net oor die mooi nie. Hoekom kom druk die Here? Wat doen hy? Hoe presies werk dit? Hoe moet dit lyk? Romeine 8 vers 28, so bekende vers, sê dat hy werk alle dinge ten goeie mee vir die wat hom liefhet, né? Ons ken dit, ons like dit. Soos die Here gebruik ons omstandighede, mense in ons lewens, al hierdie dinge wat ons nie noodwendig van hou nie, tot sy eer, en hy kom vorm en hy kom shape ons om die instrument te wees wat hy wil hê ons moet wees. Maar net die volgende vers gee vir ons clarity daarop. Romeine 8 vers 29 in die 83 vertaling sê, die wat hy lank tevore gekies het hy ook bestem, hoor nou vir wat, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ek en jy is gemaak om soos Jesus te lyk, gelykvormig te wees aan sy seun, Jesus. Dis waaroor alles gaan. Die Engelse vertaling praat van to be conformed to the image of his son. God shape ons sodat ons meer soos Jesus kan lyk. Sodat ons meer soos Jesus kan wees. Maar hoekom? In Efesiërs 2 vers 10 in die New Living Translation sê hy die volgende, hy sê, for we are God's masterpiece. Hoor gou mooi, God maak nie foute nie. God maak nie foute nie. Jy's 'n instrument, perfek vir die doel wat hy vir jou het. Jy's 'n meesterstuk, soveel potensiaal het hy vir jou gegee, maar vir wat? En dan sê hy, he has created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things he has planned for us long ago. Dit wil vir my sê, iets in hierdie stuk, skree vir my uit, dat het gaan nie oor die instrument, hoe mooi dit is, hoe prachtig het is nie, maar het gaan oor die klank wat uit hom gaan uitkom. Dit gaan oor die purpose, dit waarvoor hierdie instrument gemaak is nie om mooi te lyk nie. Al is hy mooi. Dis nie sy doel nie. Ek gaan nou by hierdie ding staan in my gang. En elke keer as ek by hom verbyloop, dan het ek die geneigtheid om net so 'n noot te pluk. En dan onthou ek eintlik dat die doel van hierdie instrument is nie waarvoor ek hom gebruik nie. Die doel van hierdie instrument is nie net om mooi te lyk in my gang nie. Die doel van hierdie instrument is om mooi te klink, om gespeel te word, musiek te maak. Dis waarvoor hy gemaak is. En miskien kan ek en jy vanoggend hier sit en vir onsself sê, it's not about me. Dit gaan nie oor die instrument self nie, maar dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus, die klank wat uit hom uitkom. 'n ander voorbeeld wat mens kan gebruik is 'n boom wat vrug dra, eet nie sy eie vrugte nie. Die vrugte is altyd verander. So wat se klank kom uit ons uit? Hierdie instrument wat ons is, wat se klank kom uit dit uit? Want dis die doel. En ek het vir Derek gevra om gou vir ons ietsie verskriklik mooi te speel, maar ek het hom gevra om dit te doen op 'n gitaar wat nie baie mooi getune is nie. Nee, julle weet mos hoe werk dit. As 'n gitaar nie baie mooi, enige instrument nie getune is nie, dan klink dit mos beautiful. Klink mos amazing. Prys. Loof vir my die tromme. Dis mooi, nee? Dis beautiful. Dis amazing. Kom ons gee net vir Derek 'n handeklap dat hy 'n gitaar kan speel soos niemand ooit om kan speel of weer sal kan speel nie. Is so mooi. Dis so mooi. Maar soos wat hy hierdie gitaar speel, elke keer voordat hy speel, tune hy die gitaar. Op 'n Sondagoggend voordat julle hier aankom, het hy ten minste of 2 of 3 keer al hierdie gitaar gestel, want vroeg in die oggend is dit koud, dan het die hout bietjie gekrimp, en dan soos wat dit warmer word, dan stoor die hout weer uit en die tension op die snare lyk anders, en hierdie gitaar stel die heeltyd uit. Selfs terwyl hy speel, nee, hy het hom nog gemis daar. Selfs terwyl hy speel, gaan die gitaar bietjie uit. So dis hoekom die laaste deel van die worship ons gaan op die gevoel van die Heilige Gees, nie op die klank van die instrument. Dis nou grappie, maar
Soos wat die snare gespeel en gebruik word, expand en contracted, die ding move, hy's nooit net van self getune nie. Die instrument is nooit van self net getune nie. Maar as hy getune is, dan klink hy so. Dankie Derek. Het julle gehoor hoeveel beter klink dit? Het julle gehoor, dis asof die Here ewe skielik weer lief is vir ons? Klink dit nie net asof daai instrument nou ewe skielik baie meer bruikbaar is as nou nie? Dis dieselfde instrument, but now it's more usable. En die vraag is miskien, hoe klink ek en jy? Is ons ingestem, of is ons bietjie uit tune uit? Klink ons miskien net soos nou 'n lekker groot lawaai? Weet, volle bors, maar klink ek net soos Zander, of klink ek soos Jesus? Is die klank wat ek maak, wat my lewe maak, bring dit eer aan die Here? Is ek getune? En die vraag is dan, hoe kan ek meer getune word? Die Bybel sê, the heart is deceitful above all else. Ons is altyd, ons sondige natuur wil ons altyd uit tune uitvat. So wat kan ons doen om meer getune te word? En die eerste ding is in Johannes 15 vers 4, in die ou vertaling sê hy, dit is Jesus wat praat, en so bekend, hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook, as julle nie in my bly nie. Ons kan nie vrug dra. Ons lewens kan nie survive. Ons kan nie in tune wees as ons nie, die Engelse woord is abide nie. Abide beteken to remain, om te wees, om te bly. Gaan oor tyd spandeer. Ons het nodig om net naby Jesus te wees. In die Onse Vader in Matteus 6 vers 11 in die 83 vertaling sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. En baie van ons is soveel keer uit tune uit, want ons hou vas aan eergister en laasweek en 2 jaar terug se brood. Daai brood is oud. Die Here wil vir jou vars, nuwe, daaglikse brood gee. Dis daai Here, kom help my vandag om eer te bring aan U. Here, help my vandag dat my lewe vandag nou mooi sal klink. Here, dat dit mooi sal klink vir ander mense. As ander mense my sien, Here, mag hulle minder van my sien en meer van U sê. Here, kom vorm my vandag, gebruik my nou. Here, as daar goed is wat vandag nie in my lewe okay is nie, Here, kom vorm my, kom shape, kom druk. Jy's gemaak om consistently en konstant getune te word. Die lewe druk ons uit tune uit. Maar ons het daai vars brood nodig. Ons het nodig om te remain en te abide. Net by die Here te wees. Dis waar die lewe vandaan kom. Romeine 12 vers 2 so bekend sê, laat. Hoor mooi, hy begin met laat. Dis jou keuse. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. As ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, as ons toelaat en tyd saam met hom spandeer, en toelaat dat hy ons kom tune en kom karring en so, dan laat ons hom toe om ons gedenke te vernuwe. Maar dan in die proses figure ons ook uit wat die Here wil hê ons moet doen. Dan kan ons onderskei wat die wil van God is. Het jy al ooit gevra, Here, wat is U wil? Here, wat is die plan nou? Here, wat moet ek doen? Die antwoord is, spandeer tyd met die Here en hy sal vir jou wys. Jy gaan dan kan uitfigure wat dit is. En baie keer vra ons daai vraag, want die Here wil eintlik net hê, ons moet by hom kom sit. Die Here wil eintlik net hê, ons moet by hom kom wees. En miskien kom sê, Here, kom vorm my, kom shape my, kom mold my. Maar jy moet oorgaan en Here, kom gebruik my. Here, kom wys vir my wat op U hart is.
Kom karring as iets nie lekker is nie, kom karring maar aan my, dis okay. Ek sal dit vat. As ek 'n volgende rad moet vat en dis moeilik en dis effort, alright Here. Ek is 'n instrument in U hand. Die vrug kom altyd vanuit abide af. Tyd saam met die Here. So die vraag is dan eintlik, maar wat se vrug is in ons lewens? Wat se klank kom uit ons uit? Is dit ons eie vrug? Net Zander se goedheid en guns? Of is dit die vrug van die Gees? Het jy al iemand gedruk wat nou net geoefen het, lekker sweterig is? Is lekker, né? Jy moet baie lief wees vir iemand as jy hulle druk, as hulle so, jy weet die sweet drup so, né? Nee man, moet nou nie sulke gesigte trek nie. Julle almal het al gesweet in hierdie lewe. Maar as jy nou net so lekker papnat gesweet is, dan is die lekkerste ding mos om iemand net 'n stywe druk te gaan gee. Nee? Okay, dis nie die waarheid nie. Maar as jy iemand wat sweterig is, 'n druk gee, wat gebeur? Daai nastiness, daai sweet, soutwater, kom op jou, né? Ja, né? En dis presies wat hier gebeur. Dit gaan nie noodwendig altyd oor hoe hard ons Bybel lees en bid en hoe erg, dit gaan partykeer net oor proximity. Waar Jesus net kom en sê, kom wees net naby en dit wat op my is, gaan afkom op jou. Jesus is bekend as Jesus Christus. Christus beteken die gesalfde. So as praat van gesalfde, praat dit van olie. Imagine die olie wat op Jesus is, soos wat jy net by hom sit, soos wat jy net by hom is, vryf dit wat op hom is, af op jou. Jy word olierig. Jy is ook gesalf, want hy is gesalf. The oil that's on him will rub off on you. Maar hoekom wil God ons gebruik? Matteus 5 vers 13 en 14 die Message vertaling, ek het stukkies uitgehaal vir jou. Hy sê, let me tell you why you are here. So 'n bekende gedeelte. Hy sê, you are here to be the salt seasoning that brings out the God flavors of the earth. Daar's ander flavors. Maar God se flavors moet deur ons lewens kom. You're here to be light, bringing out the God colors in this world. Dis hoekom ek en jy hier is. Ek en jy is hier, want God het 'n plan, en jy is sy instrument, en hy wil jou gebruik. Dis wat hy wil doen. Maar miskien moet ons dan net sê, Here, kan ek eerstens net naby aan U wees? Want die vrug kom vanuit 'n abide uit. En hier is die harde waarheid. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons se instrument is 100% getune altyd nie. Maar almal van ons kan meer getune word. Almal van ons kan doen met 'n bietjie sit by Jesus se voete. Almal van ons kan meer bruikbaar word. Amen. En asseblief, moenie nou hoor dat jy nie bruikbaar is nie. My vrou het gesê ek mag nie die woord useless gebruik nie. Nee. Niemand van ons is useless nie. Ons is almal instrumente in sy hand en hy gebruik ons net soos wat ons is. Maar die invitation is daar om te sê, ek wil jou meer gebruik. Wil jy nie bietjie meer tune? Wil jy nie toelaat dat ek jou lewe meer kom vorm sodat dit meer aanneemlik, eerbaar kan wees vir die Here nie? Want ons lewens gaan nie net oor ons nie, dit gaan nie oor die instrument nie, maar die klank wat uit dit uitkom. God het ons gemaak. Sonde het in die wêreld ingekom, sondeval, al daai mooi dinge. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Maar hy het ons kom red. Hy het ons uit dit uitkom haal en hy het vir ons 'n purpose kom gee. Hy het vir ons 'n doel gegee en mag ons onthou dat dit gaan alles net oor hom. Efesiërs 2, ek het dit nou vir jou gelees, maar ek wil vir jou die groter gedeelte lees in die Message vertaling, waar Jesus oor hierdie praat en dan, of waar hierdie sê, saving, God wat ons red, is all his idea. And all his work. All we do is trust him enough to let him do it. It's God's gift from start to finish.
God het dit alles gedoen. Ek en jy hoef nie iets te doen om ons redding te kry nie. Hy sê, we don't play the major role. Is dit nie mooi nie? Ons speel nie die hoofrol in hierdie storie nie. Ons is net die instrument. Amen. If we did, we'd probably go around bragging that we'd done the whole thing. Dis human nature, ne? No. We neither make nor save ourselves. God does both the making and the saving. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work that He does. Hy nooi ons in die werk wat Hy doen. En ons is sy instrumente. The good work He has gotten ready for us to do. The work we had better be doing. Is dit nie mooi nie? Hoor jy iets van die dringendheid wat die Here vir jou kom sê vanoggend? Ek wil jou gebruik. Ek wil jou gebruik. Net soos wat jy is. Maar miskien is daar 'n nood wat net so 'n rapsie kort. Miskien is daar iets wat ons net vir die Here kan gee. Want ons weet, dit gaan nie oor ons nie, daar's 'n doel met ons lewe, daar's iets meer. God is besig om iets te doen en ek is 'n instrument daarvan. Jy is 'n instrument in sy hand. En hy nooi jou. En hy vra jou, kan ek jou gebruik? En miskien het jy nog altyd geglo dat jy nie goed genoeg is nie. Miskien het jy nog altyd jouself gemeet teenoor ander mense en miskien het jy nog altyd gevoel, God wil jou nie gebruik nie. Miskien is jy nog altyd net te bang jy maak droog. Doen die verkeerde ding. Dalk voel jy net te klein om 'n verskil te maak. Jy's meer as wat jy dink. Jy is sy masterpiece. Jy is sy masterpiece. Hy is die een wat tune, hy is die een wat speel en hy kry die eer. Al wat ek en jy doen is besef dit gaan nie net oor ons nie. Kan ons nie vanoggend net sê, Here, ek koop in u plan nie. Here, ek besef, u is besig om iets te doen. Here, u is besig om iets werk wat gedoen moet word en u wil my gebruik. En Here, as u my bietjie moet kom druk en bietjie moet kom vorm en bietjie moet kom squeeze en bietjie hierso, bietjie daarso, Here, dis reg, kom tune my lewe. Kom gebruik my. We don't play the major role. God doen. Die pressure is nie op jou nie. Jy is net die instrument. Al wat jy moet doen is wees naby aan die Here. Sit by sy voete. En ek wil jou vra vandag, is jy bereid om dalk net te sê, Here, kom vorm my dat ek meer soos Jesus kan wees. Make me more useful. Here, gebruik my waar ook al u sien. Nie waar ek dink nie. Here, kom tune my lewe. Kom vorm my. Miskien het jy nodig om te sê, Here, is reg, stuur my. Here, ek weet my lewe is nie perfek nie. Here, ek weet ek kry nie alles reg nie. Nou as jy gedink het jy kry alles reg, vra net jou vrou, sy sal vir jou sê jy kry nie alles reg nie. Sy hoef jou nie elke 6 maande te herinner om daai gat in die muur te boor nie. Dis nie nodig nie. Maar wil jy nie net vir die Here sê, dis reg. Stuur my. En as jy sê stuur my, om te sê, okay Here, nou. Dis nie nodig om dit te postpone vir een dag wanneer ek beter voel nie. Die Here vra nie vir jou om iets te doen en dan sê hy vir jou, wag 6 maande en doen dit dan nie. As hy jou vra om iets te doen, gehoorsaamheid is dan, okay Here, hier gaan ek. Is reg Here. Gebruik my, ek is 'n instrument in u hand. As u nou hierdie noot wil speel, Here, speel hom. Miskien het jy net nodig om te sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Kom wys my. Daai julle nou se vers, Romeine 12 vers 2 wat gesê het, dan gaan jy kan onderskei wat die wil van God is. Jy kan onderskei wat die wil van God is. Hy sal vir jou sê. Miskien het jy nodig om, en Christendom is nie altyd crazy, complicated nie, dis so prakties, dis everyday life. Miskien het jy nodig om iemand net te bel vandag. Volgende week is Vadersdag, miskien het jy nodig om jou pa te bel, vir hom te sê, ek vergewe jou, ek is lief vir jou, koop vir jou 'n burger,
Nooi hom kerk toe. Miskien het jy nodig om net iemand te WhatsApp, as jy randomly aan iemand dink deur die loop van die dag. Dis nie randomly nie, miskien wil die Here net hê jy moet hulle WhatsApp, 'n likeie gooi. Miskien moet jy net bid vir iemand. Miskien moet jy saai, miskien moet jy vergewe. Soos wat jy tyd met die Here spandeer, gaan hy vir jou wys wat om te doen. Want jy kan onderskei wat die wil van God is. En as ons ingestel is, as ons ingetune is, dan dit wat die Here van ons vra om te doen, dan klink dit mooi. Maar dit gaan nie oor die instrument nie, ons is net die instrument in sy hand. Jy's net die instrument en jou doel is om hom te eer. En mag die Here ons kom vorm en mag hy kom tune, mag hy kom karring, sodat ons meer en meer en meer soos hy kan klink, soos hy kan lyk. Sodat die klank wat uit ons lewens uitkom, nie soos ons klink nie. Maar mag het gaan oor hom. Because there's no other name. He alone is worthy. There's no one like him. Miskien het ons dit nodig om weer 'n commitment te maak en te sê, Here, ek sal daagliks ingestel word. Kom, abide net. Here, ek sal net daai proximity, I just want to be close. What's on you must rub off on me. En mag ek en jy soek vir die geleenthede om gebruik te word, net soos wat ons is. Ons jaartema is groei. Die Here is so lief vir jou net soos wat jy is. En hy gebruik jou net soos wat jy is. En ons geen verskoning om nie gebruik te word deur die Here soos wat jy is nie. Maar die Here het vir ons meer. Die Here wil ons meer en meer kom vorm, to be conformed to the image of his son. Nou se gitaarspelerij, niemand van julle wil vir ewig so klink nie. Mag die Here ons kom tune. Mag die Here ons meer en meer bruikbaar maak vir hom. Here, ons is hier vandag, want ons besef dit gaan nie oor ons nie. Here, ons is hier vandag, want ons besef ons is net die instrument in u hand. U is die een wat speel, u is die een wat tune, en u is die een wat die eer moet kry. En mag die klank wat uit ons lewens uitkom, nie ons self reflekteer nie, maar mag dit u verheerlik. Here, kom vorm ons om meer en meer soos u seun te lyk. Kom gebruik ons meer en meer en meer. Come make us more useful. Here, kom tune ons. En Here, ons kies vandag om te sê, ons sal naby aan u bly. Want ons niks, maar niks wat ons kan skei van u liefde nie. Daar is niks wat ons kan skei van u liefde nie. Here, ons is bereid om te groei. Mag ons net deel van u plan vir hierdie wêreld wees. Dankie dat u ons gebruik. Ons kom loof en ons kom prys u daarvoor. In die naam van Jesus. Amen.